Welkom by Flowering Almond. Vandag is die 26ste boodskap. Ons kyk na vroue in die Bybel en uit hulle lewens uit leer in hierdie Desember uitdaging. Vandag se vrou na wie ons kyk is die arm weduwee. Nou, dit is so mooi verhaal en dit is so kragtig en spreek so diep tot my hart. Ons lees dit in Markus 12 vers 41 tot 44 en Lukas 21 vers 1 tot 4. Nou, Jesus sit in die tempel. Hy sit oorkant die skatkis en hy kyk hoe die mense gee. Hy observeer dit. Nou ek kan net dink aan vandag se dae, party gemeentes neem nog kollektes in, ander werk glad nie so nie, maar ek dink aan 'n tipiese tradisionele kerk waar die kollektes omgestuur word. Kan ek nou net dink, hoe sit Jesus daar in die hoek en hy kyk. En hy sien die mense wat die note uithaal, dat almal sien en hulle gooi in. Dan sien jy daai wat maak of hulle ingooi en dan sien jy hierdie vrou, wat in haar beursietjie grou, sy is arm, sy is dalk verslete klere, ou klere, en sy haal alles uit wat haar beursie is, en sy skud dit in die mandjie, en dis 2 muntstukkies wat inval. En Jesus stop alles daar, en hy sê, hierdie weduwee het meer ingegooi as almal hierso. Nie omdat dit baie was nie, maar omdat dit alles vir haar was. Die eerste les wat ons leer uit hierdie vrou se lewe uit, Jesus kyk nie na die bedrag nie. Hy kyk na die hart. Markus 12 vers 44. Want hulle het almal uit hulle oorvloed gegee, maar sy het uit haar gebrek alles gegee wat sy gehad het. Mense kyk na hoeveel jy gee. Jesus kyk waaruit jy gee. God moet nie jou offer God meet nie jou offer in rande nie, maar in vertroue, die vertroue wat jy in hom sit. As jy vertrou, Here, dit wat ek het, alles wat ek het, sit ek in u hande. Gebruik dit. Dis baie meer as wanneer jy baie het en maklik kan gee. Wanneer dit moeilik is om te gee, maar jy gee uit jou hart se liefde wat oorloop van gehoorsaamheid en vertroue. Dit is wanneer dit saak maak. Jy mag dalk min hê, maar as jou hart volkome oorgegee is dit vir God groot. Die tweede een is, sy gee in stil gehoorsaamheid. Hoor mooi, in stil gehoorsaamheid. Sy maak nie geraas nie. Sy soek nie erkenning nie. Sy verwag nie applaus nie. Baie keer sien mens in kerk, en dit is my hartseer wat mense dit sien, hoe meer in die geld gegee word, ons sien dit in kerke, in skole, in besighede, eintlik enige plek, die mense wat baie gee, sal gewoonlik die vooraanstaandes wees. En mense sal dit toesmeer en maak of dit nie so is nie, maar dit is wat gebeur. Dit is so. Die wat min gee, kry nie die groot applaus nie, word nie so raak gesien en erken en beweeg nie in die kliks en die kringe nie. Julle, maar dis nie kliks en die kringe, in die raak sien, in gemeentes en in werksplekke, wat saak maak nie. Dis daai getrouheid van jou hart, want jy doen dit nie vir jou kerk of vir jou werk nie. Wanneer jy iets gee en iets doen jy dit vir Jesus Christus. En dit is wat saak maak, wat hy sien. Want hy kyk diep in jou hart. Hy kyk na die motief van jou hart, wat ander kan nie jou motief sien nie. Matteus 6 vers 4 sê, jou Vader wat in die geheim sien, sal jou beloon. Moenie beloning soek by mense nie. Want weet julle wat, ek dink, die les wat ons hier ook kan leer vir ons alledaagse lewe, en ek praat oor elke ding, ek praat nie net van kerke nie, ek praat in werksplekke, by jou kinders se skole, in vriendekringe. Mense soek iets wat jy kan bied, né? Want dit is gebroke mense. So hoe meer jy kan bied in 'n wêreldse omgewing, onthou ons is in 'n Babiloniese stelsel, dis nie God se stelsel nie. So hoe meer jy kan gee, hoe meer kan jy kry. Hoe meer jy borg vir die skole, hoe meer word jy beter behandel en jou kinders beter behandel. Hoe meer jy in kerke dalk insaag, hoe nader is jy dalk in die kringe van die leiers. Dis nie in alle kerke so nie, hoor mooi, maar ek het al van baie plekke gehoor en met baie mense al te doen gehad wat seer gekry het van dit uit. In vriendekringe is dit dieselfde. Wanneer ek die wildsplaas het en almal kan op my plaas kom jag, of ek het die vakansiestrandhuis en ek sê, kom almal saam, kom hou vakansie, dan is ek almal se pel. Maar wanneer ek nie baie het om te bied nie, dan word ek uitgestoot, nee. Ons sien dit oralste in die samelewing. Nie omdat
mense graag so wil wees nie, dit is absoluut omdat 'n Babiloniese stelsel so werk, maar God se stelsel wat ons hier leer, werk anders. Hy kyk na die motief van die hart, die eenvoud. Hierdie weduwee gee nie omdat sy iets wil terugverwag nie, sy gee omdat haar vertrou in die Here is. En dis nou wat ek vir jou wil sê, het jy die wildsplaas en jy nooi mense om te kom jag of te kom braaidel en te ontspan, en jy verwag nie iets terug in ruil daarvoor nie, dan is dit wanneer jy ook gee vanuit 'n plek waar jy dien, want jy wil nie net iets in ruil hê nie. Wanneer jy mense oornooi vir 'n braai of vir 'n ete, en jy verwag nie om iets terug daai te kry nie, dan is dit waar die Here jou motief van jou hart raak sien. Wanneer jy in groepe beweeg, en jy beweeg nie net saam met die hoes van jou dorp nie, jy beweeg saam met elke persoon, mense wat alles verloor het, mense wat alles het, mense wat geleerdheid het, mense wat nie geleerdheid het nie. Wanneer jy almal eweveel kan lief hê en eweveel kan dien, en eweveel in jou huis kan toelaat, en dieselfde hoeveelheid aandag en liefde gee, dan is jou motief van jou hart reg en diensbaar soos hierdie weduwee. So, sy het byvoorbeeld, in vandag se dae kan ons dit sê, sy het in die privaat gegee, sy het nie 'n applaus verwag nie, so in vandag se dae kan ons dink aan 'n Instagram, so jy sien selfs mense wat afneem, en sê hulle, 'n selfie, hierso het ek 'n waterbotteltjie vir iemand gegee, of ek het uitgereik, ek dink nou, veral met Kersfees, ek het 'n paar bekende rugby spelers gesien, en ek sien hulle Instagrams, waar hulle nou post, hulle het nou klere en sweeties uitgedeel, en dan #blessed to give. Die motief van die hart, wat is dit? Is dit om in die verborgene raak gesien te word, of is dit om die applaus te verwag, nee? So, dis nie die Instagram posts, wat hierdie weduwee gedoen het nie, sy het in die stilte kom gee. Wat gee jy in stilte? En ek praat nie net van geld nie, ek praat van jou tyd. Ek praat van selfs om iemand te nooi vir ete, om 'n koffie saam met iemand te gaan drink. Verwag jy applaus, vertel jy vir almal wat jy in stilte doen, om aandag te kry daaruit, of dien jy regtig uit 'n plek van, ek doen dit vir Jesus Christus, want ek sy kind, want hy het my geseën om 'n seëning te kan wees. En ek praat nie van, jy skryf baie keer mense wat baie het, wat sê nie, maar ek is so gebless, dis hoekom ek gee. Jy is gebless al het jy min. As jy 'n dak oor jou kop het, is jy gebless. As jy vanaand 'n bord kos het, is jy gebless. Dan het jy mos 'n ekstra happie om met iemand anders te deel. Die derde punt wat ons lees, hy geen geloof, nie in sekuriteit nie. Daar het 2 muntstukke, was waarskynlikheid vir haar kos vir die dag, en haar sekuriteit vir môre. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou die Here met jou hele hart. Sy het daai gegee met die woorde, die Here is my voorsiening. Kan ek en jy werklik in vandag se dae sê die Here is ons voorsiening, of maak ons net staat op ons versekering, op ons salaris, op soveel polisse, anniteite, is dit waar ons vertroue is, want ek sê nie daai dinge is sleg nie, ek het ook anniteite en polisse en pensioenfondse en versekering, ek praat, maar is dit wat ek op staat maak, is dit vir my belangriker om daai dinge te betaal, as om in die koninkryk in geld en tyd te saai. Geloof begin in werklikheid eers waar jou beheer ophou, waar jy nie meer beheer het nie, maar waar jy sê, God, U het nou beheer oor alles wat ek het en alles wat ek is. Die 4de punt wat ons hier leer, God se koninkryk werk omgekeer. Dis altyd so. Dis 'n upside down kingdom. In God se koninkryk word minder word meer. Die laaste word eerste. Klein gehoorsaamheid bring groot vrug. Dink aan 'n mosterdsaadjie, word die grootste boom. 1 Korintiërs 1 vers 27 sê, God het die swakke van die wêreld uitverkies om die sterkes te beskaam. Die rykes se gawes is vergeet, maar die weduwee se verhaal word vandag nog oor gepraat. Daar word nie gepraat oor wat die rykes gee daai dag nie. En dit is verskriklik hartseer. Ek hoor baie keer van prosperity kerke, waar daar gesê word, bring alles wat jy het, swipe jou kredietkaart, iemand gaan hulle kar vandag kom saai vir die koninkryk. En dit breek my hart, want dit is nie wat Jesus vra nie. Hy vra die hart van die weduwee. So wees waaksaam ook teen sulke valse leringe en mense wat jy wil kom opsweep. Jy moet gee en gee meer, gee alles, gee jou huis op.
Dis nie wat die Here kom sê nie. Hy kom en hy sê, kom soos die weduwee, kom in geloof, en vertroue dat hy sal voorsien. En moet nooit dink jou bydra, maak nie saak nie. As jy 'n R2 vandag het, en jy gee jou R2, en jy gee dit met jou hele hart, dan maak dit saak, want die weduwee se storie is opgeteken in die woord van God, nie die rykes se storie nie. Die 5de vraagie, 5de punt is, wat kan ons vandag leer? Kom ek en jy vra mekaar vandag eerlik af. Gee ek uit oorvloed of uit geloof uit? Gee ek net wanneer ek ekstra het om te gee, of gee ek omdat ek glo dat die Here 'n beloner is van die wat gee? So gee ek omdat ek het, of gee ek die bietjie wat ek nie eers regtig het nie, wat ek moet kos daarmee koop, gee ek daarvan? Vertrou ek God met wat vir my kosbaar is? So waar jou tyd, jou geld, jou energie in geplaas word, is gewoonlik waar jou vertroue is. Is dit net in wêreldse dinge? Of investeer jy eintlik in die koninkryk met jou tyd, jou energie en jou gawes? Is my geloof sigbaar in dade? Leef ek dit uit in dit wat ek glo en dit wat ek doen? En ek praat nie net hier van finansies nie. Onthou, daar's baie ander gawes wat die Here vir ons gegee het. In jou talente. Arbei jy met jou talente net vir eie wins en eie goedheid en eie self, of arbei jy met jou talente om 'n seën tot ander te wees? Matteus 6 vers 21 sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. God soek nie jou ekstra, dit wat jy in abundance extra het nie. Hy soek nie dit nie. Hy soek jou hart, jou volle hart. Hy soek jou beste, dit wat jy die beste vir hom kan gee. Ek sluit af deur vir julle ook te sê en te vra, kyk na die arm weduwee se lewe. Die arm weduwee het nie baie gehad nie, sy het bitter min gehad. Maar sy het alles gehad wat God gesoek het. Het ek en jy alles in ons wat God soek? Of gee ons net wanneer ons uit oorvloed kan gee? Gee ons tyd, gee ons gawes, gee ons geld, offer ons dinge op net wanneer ons oorvloed het, of wanneer ons in geloof na hom toe kom? En die vraag wat ons moet bid, en ons moet bid en vra, Here, leer my om nie net veilig en sekuriteit te wees nie, maar help my om gelowig te wees. Onthou, geloof kom net vanuit 'n plek waar jy nie meer beheer het nie, maar waar God beheer het. Gee jouself oor in hom, om jou geloof met alles wat jy het in hom te plaas. In elke deel, nie net jou finansies nie, maar elke deel van jou menswees.